Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Great, so hier is waarmee ek wil open. Ek wil julle verwys na 'n studie toe, 'n Barna study, 'n Barna studie. So Barna is 'n organisasie wat in Amerika baie navorsingsprojekte aanpak deur polls. Hulle vat polls, hulle kry honderde duisende mense om vrae te kom beantwoord en dan bring hulle hierdie navorsing voor en ons maak interessante gevolgtrekkings gebaseer op van hulle navorsing. So hulle het 'n verskriklike interessante studie wat gegaan het oor die verskillende generasies van Christene en hoe hierdie verskillende generasies van Christene gevoel het oor evangelism. So oor om jou geloof te deel. En dis so interessant. So dit is 'n Amerikaanse studie, so ons vat dit so 'n bietjie met 'n knippie sout. Maar ek dink daar's baie waarde hier. Okay. So dit behoort vir julle op te kom. Ek hoop julle kan dit sien. Maar check gou wat hierdie navorsing gewys het. Kan julle dit sien? Wat? Kan julle my nou hoor? Is dit beter? Sjoe, ek moet dit meer doen in 'n preek. Dit sal eintlik help, want dalk is daar iets. Okay. So ek wil net hê julle moet dit sien, want as julle dit nie kan sien nie, sal ek duideliker wees, maar kyk net gou vinnig saam met my na hierdie studie. So, hulle het vir elke generasie, okay? Millennials, Gen X, boomers, elders, 4 generasies gevat en as jy kyk aan die eerste punt, elke generasie van Christene glo letterlik almal, 95% glo almal, part of my faith means being a witness about Jesus. Ek moet deel oor Jesus. Almal glo dit. Okay? Tweede punt, weer eens in die hoë 90's glo elke generasie glo letterlik almal die beste ding vir enige iemand sal wees as hulle tot geloof kom in Jesus. Amazing, okay? Derde punt sê hoë 80%, nee, dis amazing. Hoë 80% voel hulle kan selfs vra oor hulle geloof beantwoord. Dis amazing. 80% van gelowiges glo in elke generasie hulle kan vra oor hulle geloof beantwoord. En die vierde punt is amazing. Hier moet ek sê, lekker millennials, hier gaan ons, okay? Ek's trots op julle. Millennials, nee. Dis basies ons, tussen 20 en 34. Okay, dis ons wat hier so sit. 73% van hulle glo I am gifted at sharing my faith with other people. Okay, meer as enige ander generasie. Ons glo I'm gifted. Ek kan hierdie doen. Okay? Maar nou check hier, punt 5. Hierdie is wat dit interessant maak. Hierdie is wat dit baie interessant raak. Hier is die vraag by punt 5. Is dit verkeerd van my om my geloofoortuigings te deel met iemand wat deel is van 'n ander geloof met die hoop dat ek hulle kan convert? Is dit verkeerd? Okay? So al die ouer generasies het 'n baie klein persentasie van mense wat gesê het, ja, ek glo dit is verkeerd. So 20% daarom, om en by. Maar amper 50% van millennials, ons, nee, glo dis verkeerd om my geloof te deel met iemand van die ander geloof met die hoop om hulle te oortuig. 50% van ons glo dis verkeerd. Hoe interessant is dit nie? Dis verstommend. So dubbel amper die naaste een, die een langsom. Ons is heeltemal anders as 'n generasie as dit kom by ons geloof deel. Heeltemal anders as enige ander generasie. Die vraag is obviously hoekom? Hoekom voel ons so? Hoekom voel ons dis moeilik? En hierdie studie het juis die antwoord probeer, hulle het gesê wat ons weet hoekom. En so hier's 'n quote. Ek dink dis baie meer kompleks as hierdie, maar ek dink dit is behulpsaam. So hierdie artikel sê hierdie is hoekom ons generasie sukkel. So lees saam met my. Younger Christians tend to be more personally aware of the cultural temperature that surrounds spiritual conversations. Among practicing Christians, millennials report an average median of 4 close friends or family members who practice a faith other than Christianity. Most of their boomer parents and grandparents, by comparison, have just 1.
Sharing the gospel today is made harder than at any other time in recent memory by an overall cultural resistance to conversations that highlight people's differences. Baie behulpsaam, dink ek. So ek dink ons is meer bewus dat daar 'n sensitiwiteit is om geloofsgesprekke. Ons lewe glad nie meer in 'n Christelike wêreld nie. Kyk, ons ouers het groot geword in 'n Christelike wêreld. Ons doen glad nie. Ons lewe in 'n wêreld wat baie meer blootgestel is aan mense wat nie glo wat ons glo nie. En dan natuurlik laastens die hele idee van tolerance. Van ek mag nie met jou verskil nie, want as ek met jou verskil dan haat ons mekaar of iets. Daar's ook hierdie weird dinamika wat afspeel en al hierdie dinge maak dit eintlik baie moeilik vir ons. En ek's nie verbaas dat ons dink dit is verkeerd nie. Ons almal ken meer ateïste, meer moslems, meer hindoes. En ons word sommer vinnig voorgesê wanneer ons iemand offend, jy weet. Die vraag met al hierdie is wat sê God se woord hieroor? Die vraag oor al hierdie probleme wat ons beleef is dit dan verkeerd om my geloof te deel? Hoe moet ek dink oor hierdie? Dis moeilik, dis anders as wat dit ooit was. Hoe moet ek dink oor evangelism? Hoe moet ek dink aan ander mense wat nie glo wat ek glo nie? Kom ons vat hierdie vraag na God se woord toe, okay? Ek wens ek kon so lank hieroor praat en ek kan nie. So ek gaan vir julle die opgesomde antwoord gee en dan gaan ons na daai opgesomde antwoord kyk in 2 punte. Okay? Die opgesomde antwoord op hierdie vraag is God is die skepper van alles en elke mens. Hy is God oor almal en daarom is sy hart vir almal om gered te word. Dis die opgesomde antwoord. So vat dit huis toe. Maar ons wil kyk na 2 punte om hierdie bietjie uit te flesh. Punt nommer 1, God se goeie wil vir ons. En punt nommer 2, God het ons almal in dieselfde boot gesit. God het ons almal in dieselfde boot gesit. Dit sal later sin maak. So hou julle Bybels met julle. Kom ons kyk na die storie van Jona. Die storie van Jona begin met God. God gee vir sy profeet Jona 'n baie direkte en duidelike opdrag. Ons geen twyfel oor wat hy gesê het nie. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for the evil has come up before me. Eenvoudig genoeg. Niks niets nie. Jy kan amper so iets lees in elke profetiese boek, behalwe dat hierdie ene spesifiek is vir 'n nie-Israelitiese stad nie. Maar dan begin dinge vinnig interessant raak. Vers 3. So Jonah arose to go to Nineveh, near, to flee to Tarshish, away from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, so he paid the fare, went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Jonah hardloop weg. Hy verstaan die opdrag, my hardloop weg. Gou, hierso is 'n bietjie van 'n kaart om vir ons bietjie perspektief te gee van wat Jonah gedoen het. As julle hier saam met my kyk, sal julle sien Jonah het heel moontlik die woord ontvang in Israel. Daar naby Jerusalem, ek weet nie of julle hierdie kan sien nie, maar julle sal 'n idee kry. In Israel. Hy staan dan op en hy gaan na Joppa toe, 'n hawe stad, en beweeg onmiddellik in die teenoorgestelde rigting van waar Nineve is. En natuurlik was Joppa was nou nie die heiligste dorpie nie, dit was vol matrose. En vol mense wat daar is vir besigheid reg oor die bekende wêreld. Hier betaal hy vir 'n reis Tarshish toe. Weg, soos ver weg. Tarshish was in Spanje, so letterlik aan die einde van die bekende wêreld. Hy beweeg in die teenoorgestelde rigting. En dis letterlik wat hy doen. Hy probeer so ver wegkom van Nineve af dat hy letterlik in die teenoorgestelde rigting aan die einde van die bekende wêreld gaan. Daar's sommer dadelik iets hier vir ons, soos wat ons dink aan Jona. As jy kyk wat iets wat uitstaan in die storie van Jona, oor en oor gaan ons dit sien, is ons word uitgenooi om na die boek van Jona te kyk soos 'n spieël. En ons kyk na hom, maar eintlik wat die boek probeer doen is hy sê nee, sien jouself. Sien jouself.
Wanneer God vir die wind sê, gaan daar, dan gaan die wind daar. Dit sien ons in hoofstuk 1 van Jona. Wanneer hy vir die golwe sê, gaan daar, dan sien jy in hoofstuk 1, die golwe doen wat God sê. Wanneer hy vir die groot vis sê, gaan sluk my opstandige profeet in, dan doen die vis dit. Wanneer hy later in hoofstuk 4 sê, vir die plant groei, en dan vir die wurm eet hom, dan luister hulle albei. Sê alles in die natuur, alles in die skepping luister wanneer God praat. Alles behalwe die mens. Almal en alles luister behalwe die mens. Die mens is die enigste dier, die enigste skepping van God wat nie luister wanneer God sê gaan nie. En ons sien dit in Jona. Die eerste 3 verse hier nooi ons al klaar uit om onsself te vra. Waarvoor hardloop ons? Want die mens is die enigste een wat nie luister vir God nie. So Jona is nie die enigste kind vir God wat nie luister vir God nie. Nee, ons almal weet hoe dit voel. Ons weet hoe dit voel om die Here as ons hemelse Pa te hê en ons weet hy roep ons tot iets. Ons weet hy roep ons tot iemand. Ons weet hy roep ons om iets op te gee. Ons weet dit in ons hart, diep binnekant. Ons weet dis nie sy wil vir ons nie. En dis so persoonlik, jy weet dit. Ek weet dit. Hy roep jou om sekere gewoontes op te gee, om meer tyd met hom te spandeer, wat ook al dit mag wees, hy roep jou tot iets. Hy maak sy wil duidelik aan jou. Ons weet hoe dit voel wanneer God se woord hier gepreek word en jy weet hy praat met jou. Maar tog luister ons nie. Kyk wat gebeur volgende. In vers 4 lees ons, and the Lord hurled a great wind upon the sea. So hy vat hom net soos 'n snowball, 'n cricketbal, en hy gooi net die wind op die see. Daar waar Jona nou op die skip is met sy matroosmaatjies. And the great wind came on the sea, and there was a mighty tempest, so that the ship threatened to break apart. Vers 4. Die storms kom. Die enigste ding meer simpel as Jona wat ongehoorsaam is die feit dat hy dink hy kan weghardloop vir die alomteenwoordige Skepper God. Kyk, dit maak nie saak waar ons is nie. Maak nie saak wie ons is nie, of wat ons aanvang nie, of hoe ver ons dink ons gaan wegkom van die Here af nie, of hoe lank ons al ongehoorsaam is nie. God kom vir sy kinders. Hy kom haal hulle, hy jaag hulle. Maar daar's 'n prys om te betaal vir ongehoorsaamheid. Daar's 'n prys om te betaal vir ongehoorsaamheid. Daar is storms. Tim Keller is regtig opsom hier in sy boek Prodigal Prophet. Hy sê hierdie, lees dit saam met my. Hy sê, the Bible does not say that every difficulty is the result of sin, but it does teach that every sin, every disobedience will bring us into difficulty. We cannot put all our own selfish interests ahead of the common good and still have a functioning society. We violate the design and the purpose of things if we sin against our bodies, our relationships, our society, or God. They strike back. There are consequences. If we violate the laws of God, we are violating our own design, since God built us to know and serve and love Him. All sin has a storm attached to it. As jy kyk in ongehoorsaamheid, glo ons glo in ongehoorsaamheid, daai pad wat God vir ons wil hê, daai ding waarna toe hy ons roep, al is dit ongemaklik, ons glo dis nie die goeie lewe nie. Ons glo hy het nie regtig die beste vir my in gedagte nie. Ons glo die lewe van 'n disipel is nie regtig die lewe wat die vrugbaarste, volste en mees lewende is nie. Ons glo dit nie. Sê Jona betaal baie duur in hierdie storm. Hy het fisies betaal soos dat hy in die skip sit in die storm, maar hy het ook duur betaal letterlik in terme van reisgeld. Dit is nie cheap om so ver te reis nie. En ek het interessant genoeg gehoor hoe een pastoor praat van Jona en hy sê basies, wanneer ons eie pad kies, op elke vlak betaal ons
Ons betaal in ons eie moeite, in ons eie geld, ons betaal wanneer ons eie pad kies. En ons kom nooit by ons bestemming uit nie. Maar wanneer ons God se pad kies, wanneer ons oorgee, betaal hy als en ons kom altyd by ons bestemming uit. Sê ek weet nie wat die Here op jou hart gelê het nie. Ek weet nie wat hy jou na toe roep nie. Dalk kom dit by jou op. Dis wat die Heilige Gees doen in preke. Hy praat met jou. Ek weet nie waarna toe die Here jou roep nie. Maar hoor vanaand, dit kom van 'n goeie hemelse Pappa af. Ek wil reg hê julle moet spesifiek dink en bid oor wat die Here jou na toe roep. Wat sy wil is vir jou. Wat hy smag vir jou, vir die goeie lewe wat hy in gedagte het. Ek wil hê julle moet dit doen. Maar ons moet ook nie mis waaroor hierdie storie gaan nie. Kyk, ek glo ons hardloop weg vir die wil van God af gereeld en ek sien dit in my eie lewe. Maar daar is 'n duidelike wet, 'n duidelike opdrag waarvoor ek glo ons almal weghardloop. En moet dit nie mis hier nie. Gaan bid oor wat die Here jou na toe roep, maar weet hierdie, die Here roep ons elke liewe een uit om 'n lig te wees in 'n verlore wêreld. Ons gaan nou in meer detail hierna kyk, maar ons moet God se hart sien vir die verlore wêreld. Matteus 28 vers 19, make disciples of all nations. Dis die wil van God, geopenbaar en duidelik aan ons almal, en dis een waarvoor ons almal weghardloop. So God stuur vir Jona Nineve toe. Hy hardloop weg, maar selfs in sy rebellie, en ek wil hê ons moet hierdie raak sien. Selfs in sy rebellie, kyk God se hart vir die verlore wêreld. Selfs in sy ongehoorsaamheid word die goeie nuus van die ware God geopenbaar aan heidense matrose. Ek weet nie of jy dit opgetel het in die storie nie. In vers 9 sê hulle vra vir Jona al hierdie vrae, en dan in vers 9 sê hy, I'm a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Hy openbaar aan hulle die waarheid van die ware God. En dan vers 15 en 16, na hulle vir Jona oorboord gegooi, lees ons, they picked Jonah up, hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. The sea ceased from its wrath or its anger. Dis 'n lewendige woord daai. En dan lees ons in vers 16, then the men, hierdie sondige, heidense matrose, the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Hulle gee hulle lewe vir die Here, maak vows. Sien julle die ironie hierso, sommer hier, soos wat ons dink aan ons wil en God se wil, en sy goeie wil vir ons. Die ironie hier is Jona wil nie die goeie nuus van die ware God vat Nineve toe nie, hy wil nie. Maar die punt van die storie is, God se hart vir die verlore nasies is so, dat ongeag die rebellieuse profeet in die teenoorgestelde rigting gaan, nie te danke aan Jona nie, maar ten spyte van Jona, is God se hart so vir die verlore nasies, dat hy nog steeds die heidense, sondige matrose red, deur hierdie rebellieuse profeet. Dis die ironie. Al wil Jona nie gebruik word nie, gebruik God hom. So desperaat is hy vir die verlore wêreld. Dis sy wil, dis sy roeping op ons elkeen se lewe, op ons elkeen. As ons daaraan dink, as hy mense na hom toe kan trek teen spyte van ons. Nee, al doen ons nie wat ons moet doen nie, en hy werk nog steeds, want hy is so lief vir die verlore wêreld. Dink daaraan, imagine wat hy dan kan doen wanneer ons nie weghardloop as kerk nie. Imagine wat hy wil doen met ons wanneer ons sy wil najaag. Dis die uitnodiging hier. Kyk, ons weet ons harte weg vir God se wil. Maar imagine wat hy kan doen in Pretoria as ons sy wil najaag.
Daar's baie meer hieroor om te sê, maar vir dit moet ons na die tweede punt toe gaan. Tweede punt hierso is, dit was nou die eerste punt, God se goeie wil vir ons, maar die tweede punt hier, God het ons almal in dieselfde boot gesit. So kom ek probeer sin maak van hierdie baie weird opskrif, okay? Ons lees weer net vinnig van vers 4 af. So die Here gooi die wind op die see, en skielik is daar hierdie rower op die see, en die skip is basies besig om uitmekaar uit te breek. Van vers 5 af, the mariners, die matrose, they were afraid, and they each cried out to his God. So ons weet hierdie was 'n boot vol matrose van verskillende nasies af. Okay, hulle almal skree uit na hulle God toe. So desperaat, they hurled their cargo that was on the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Verse 6. So the captain came and said to him, "What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Perhaps the God will give us thought and he might save us. We might not perish." See, daar's detail hier, wat as ons bietjie hierdie prentjie gaan uitvlees, is daar 'n ongelooflike boodskap vir ons. 'n werklike challenge, en so ek wil hê julle moet saam met my net gou 'n bietjie in detail vassit hierso, en ek wil hierdie prentjie verf van wat hierdie boek vir ons probeer sê. So, wat ons hier sien, nê, hierdie prentjie wat geskets word vir ons, is ons sien hierdie verlore matrose. Vinnig lees ons dat hulle ervaring is, hulle ervaring as matrose, die feit dat hulle al vir jare op die see is, hulle ken hulle boot, hulle ken die see, vinnig besef hulle, hierdie is nie 'n normale storm nie. Daar's iets divine hierso. Okay, God is verseker in hierdie storm. Hulle weet dadelik hulle is in die moeilikheid. Vinnig lees ons hoe hulle vrees vir hulle lewens, hulle gooi hulle vrag oorboord, hulle gooi letterlik hulle lewe, hulle lewens bestaan oorboord. Sien, hier is baie geld. Hierdie is alles wat hulle vir baie kilometers sou vervoer het. Gooi alles weg. Okay, hulle gooi alles weg. Maar nie net dit nie, hulle skree elkeen uit na hulle eie God toe. Ek kan imagine hoe hulle letterlik deur 'n lysie van elke liewe God wat hulle ken gaan. Hulle gaan so, dalk gaan een van hulle net help hierso, want hulle lewens is in gevaar. En natuurlik gebeur niks nie. So ons sien weer eens, ons sien 'n groep verlore matrose in 'n storm van God, en hulle gebruik alles in hulle vermoë om hulle self te red, maar niks werk nie. Hier kom die belangrike vraag. Hier is wat dadelik vir jou moet opvallend wees, soos wat jy hierdie lees. In hierdie situasie, hier is die vraag. Waar is Jonah in al hierdie? Waar is die een met die antwoord? Waar is die een wat hulle kan red? Waar is hulle enigste hoop? In die binneste, weggekruipste deeltjie van die skip, besig om te slaap. Ek weet nie of julle begin agterkom wat die Here hier vir ons probeer sê nie. Maar die hele episode is so geskryf dat ons moet sien dat net soos wat Jonah weggehardloop van Ninive, so ook lê hy en slaap in die midde van die hopeloosste situasie. So desperaat is die matrose dat die kaptein kom van die skip en hy raas met die profeet. Hy raas met hom. Hy sê, "Awake, you sleeper." Dis 'n absolute skel. Arise, doen net iets tog. Wie is jou God? Het jy nie geskree na jou God nie? Dalk red jou God ons. Julle, die ironie is insane. Die ironie is soos next level. Hier is God se eie profeet, net die heilige Hebreë. Hy die ware God. Hy's so trots. Hy's so lief vir sy eie mense. Hy weier om vir Ninive te gaan red. Hy hardloop sommer weg. Hier is God se ou trotse profeet. En hy word vasgevat deur 'n heidense matroos
deur 'n heidense sondaar. Iemand wat Jona nie eens meer sy koffie of tee wil drink nie. 'n Heidense profeet raas met God se profeet. 'n Heidense se matroos raas met God se profeet. Die heiden sien duideliker as die profeet. Daar's 'n amazing preek deur Hugh Martin, en die preek op hierdie spesifieke teks is getitel The World Rebuking the Church. En ek dink dis briljant. Ek dink dit is so powerful. Hoekom moet die kerk gerebuke word? Hoekom moet die heidense kaptein vir Jona aanvat? Kom ek stel dit so, wat sou die kaptein vir ons gesê het in moderne terme? Wat probeer hierdie kommunikeer? Hierdie sou die rebuke gewees. Hierdie sou die kaptein se klagte aan ons gewees het. Kan julle nie sien dat ons op die punt staan van sterf nie? Hoe kan julle so onbewus wees van ons behoefte? Jona, hoe kan jy so onbewus wees van ons behoefte? Dat jy slaap, terwyl ons sterf. Ek verstaan jy's 'n man van geloof, jy het 'n God, ek verstaan dit, ek weet dit. Waarom lê jy en slaap dan? Is jy nie 'n mense van geloof nie? Is jy nie God se mense nie? Staan op, kom help ons, gebruik jou geloof, roep uit na jou God namens ons. Ons is besig om te verdrink hier. Roep uit na jou God dat hy ons kan red. Ons is desperaat. Sê, dis die klagte van die wêreld teenoor die kerk. Want ons lê en slaap. Ons lê en slaap in ons eie Christelike sirkeltjies, lekker beskerm van die wêreld af. Ons lê en slaap soos wat ons neerkyk op Sondags en ons dink ons het dit reg, kyk ons het nou iets mooi gedoen, ons lewens is lekker agter mekaar. Ons lê en slaap terwyl daar die storms van God se woede hang oor die verlore wêreld om ons en ons lê en slaap en dan moet die heidene uitskree na ons toe in hulle seer, in hulle afgoderry, soos wat hulle paniekerig uitskree na God toe, al hulle gode toe, al hulle afgode toe, hulle skree uit na ons toe en sê kom help ons. Weet jy nie hoe moeilik dit hier buite gaan nie? Verstaan jy nie jy die boodskap van hoop nie? Verstaan jy nie jy's die antwoord nie? Yes, dis die amazingste storie dat hulle dit so kon oordra. En dis die punt. Dis die punt. Ons almal is in dieselfde boot. Gered en nie gered nie. Ons is vir tyd en wyl in dieselfde boot. Ek het eintlik ook hierdie punt by Timothy Keller gesteel. So vergewe my, maar hoor net gou hoe sê hy hierdie. Dis baie interessant. Hy sê we are all believers and non-believers in the same boat. Never was that old saying truer than it was for Jonah. So if crime plagues a community, or poor health, or water shortage, or the loss of jobs, if an economy and social order is broken, we are all in the same boat. For a moment, Jonah lives in the same neighborhood with these sailors, and the storm that threatens one person threatens the entire community. Jonah fled because he didn't want to do the work, to do work for the good of the pagans. He wanted to serve exclusively the interests of believers. So hy kyk binne toe, hy kyk nie uit nie. Hy raak selfsugtig. But God shows him that that he is a God of all people. And Jonah needs to see himself as being part of the whole human community, not only a member of the faith community. Ja, God is God oor almal en ons is almal in dieselfde bootjie. Vir tyd en wyl in hierdie gebroke wêreld, terwyl ons nog wag vir Jesus om terug te kom, is ons almal in dieselfde boot. En die wêreld, Suid-Afrika, Pretoria, daar's een groot probleem en dit affekteer ons almal op verskeie vlakke in ons samelewing. En daai groot probleem is die bron van alle probleme, sonde. Sonde.
Dit lewe in ons almal. Ons weet dit, maar dit maak vir storms daar buite. Dit maak vir storms daar buite. En wat die Here vanaand vir ons wil sê by aanddiens, is word wakker. Word wakker vir die nood. Ons sit hier as kerk met die oplossing. Kom ons word wakker. Ons almal is in dieselfde bootjie. Ek gaan begin afsluit. So moenie dink ek's klaar nie. Ek is nie. Ek gaan begin, okay? Maar en ek weet daar's baie om te sê, maar hierdie is eintlik seker die belangrikste punt en dit is my slot. Ek wil vinnig vir ons die laaste 4 verse lees. Die laaste 4 verse lees. En ek wil hierdie verse gebruik en ek wil vir ons afsluit met hierdie verse. Vers 11 tot 16. Then they said to him, Jonah, what shall we do that the sea may quiet down for us? Ons verdrink, ons is verlore. For the sea grew more and more tempestuous. He said to them, pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you. For I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Nevertheless, men rowed hard to get back to dry land, but they could not. For the sea grew more and more tempestuous against them. Therefore they called out to the Lord, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked Jonah up, hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. So from its wrath, from its anger, hierdie see is kwaad. Then, verse 16, then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. So daar's nog 'n prentjie hier wat ek regtig nie wil hê ons moet mis nie. En dit het my letterlik hoendervleis gegee om te dink, hierdie storie was geskryf duisende jare. 1000 jaar voor Jesus gekom het. So hier in die hopeloosheid van hierdie matrose, in die storms van God, hierdie woord raging is 'n personification. Die skrywer gee vir die see 'n persoonlikheidseienskap van wraak, van woede, van kwaad. Okay? So teen hierdie woede van die storms van God, in die hopeloosheid van die matrose, wat is dit wat die storms stil maak? Sê hulle roei so hard as wat hulle kan. Hulle sit al die moeite in wat hulle in hulle mensheid het om by die land uit te kom. Niks wat hulle kan doen werk nie. Niks wat hulle kan doen nie. Wat maak die storm van die woede van God stil? Sy lewe moes gegee word. Sy Jona moes oorboord gegooi word. Jona moes in die woede van God se storms gegooi word om die storms stil te maak. Kyk, ek as dit nie 'n profetiese prentjie is van wat Jesus kom doen het nie, weet ek nie wat is nie. Weet ek nie wat is nie. En as dit nie goed genoeg is vir julle nie, hier's nog 'n storie. Jesus self op die boot met sy disippels. Die storms kom. Hulle vrees ook vir hulle lewens. Hulle is ook hopeloos. Hulle roei met alles in hulle om by die land uit te kom. Niks werk nie. Jesus slaap ook onder in die boot. Maar vir 'n baie ander rede. Ja, hy slaap nie want hy hardloop weg vir God se wil nie. Hy slaap want hy is daar vir God se wil. Die disippels maak hom wakker. Hulle skree uit na hom toe. Hulle sê, "Wat doen jy? Ons is besig om te verdrink." Wat is sy antwoord? Hy sê, "Julle het nie geloof in my nie. Julle vertrou my nie. Dis vrees julle vir julle lewens." Jesus staan op en met een woord stil hy die storms van God se woede. Sien, Jona was oorboord gegooi, maar hy het nie dood gegaan nie. Die vis het hom kom insluk. Hy's net 'n prentjie wat wys na die ware een toe, wat die een wat regtig oorboord gegooi was in die woede en in die storms van God. Jesus Christus.
Jesus was totaal en al oorgegee aan die geregtigheid van God se woede en storms teenoor hierdie wêreld. Sodat daai woede ons nie insluk nie. Dalk sit jy hier en ek wil jou uitnooi. As jy vanaand hier sit en diep binnekant jou weet jy is nie gered nie. Hoor en asseblief sien hierdie vanaand. Sien vanaand dat met alle liefde in my hart sê ek, jy is verlore in die storms van God se woede. Jy is verlore in die storms van jou eie sonde en afgoderry. Maak saak hoe hard jy roei nie, jy gaan jouself nie kan red nie. Die Here kyk na jou en hy sien die diepste, donkerste hoekies van jou sonde en hy laat nie sonde staan nie. Hy is heilig. En hy kom om die rebellie van die mens te straf. Hoor my, jy het net een hoop. En dis nie Jona nie, dis Jesus. Daar's net een wat vir jou oorboord gegooi is in die storms van God se woede teenoor jou. Jesus Christus wat namens jou op die kruis gehang het, sodat al jou sondes op hom hang, elke liewe een, al jou skaamte, al jou diepste, donkerste kwaad, is weggewas deur die bloed van Jesus, soos wat die straf van God op hom geland het, en nie op jou nie, as jy sal vertrou op hom. En hier is die vraag vir jou, gaan jy jouself oorgee aan hom? Gaan jy hom vertrou vanaand, soos wat die uitnodiging gemaak word aan jou? Gaan jy oorgee aan hierdie liefde, of gaan jy aanhou roei en jouself by land probeer uitkry? Gaan jy in hom vertrou vir die vergifnis van jou sondes? Vanaand kan jy 'n kind van God word, in plaas van 'n vyand van God. Handelinge 4 vers 12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. En dan sluit ek af, as jy 'n gelowige is, en jy voel skuldig oor die feit dat jy nie genoeg doen nie, join the club. Kom ons bely ons sonde, kom ons confess dat ons slaap, dis okay, kom ons erken dit. Maar die antwoord vir ons is dieselfde. Sien wat Jesus vir ons gedoen het, sien wat hy gedoen het vir die verlore en gebroke wêreld. Sien dat sy vergifnis staan vir jou, ten spyte van jou, wil hy jou gebruik. En kom ons gaan uit en staan in die krag van die evangelie. En sien die verlore wêreld wat uitroep vir ons help. En kom ons gaan vertrou dat God desperaat is om elke liewe nasie te red. En weet hy wil jou gebruik. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons hoor die woord, ons sien hierdie boodskap. Ons sien, ons is almal in dieselfde boot, Vader. En ons erken, en ons bely, ons slaap. Ons vat hierdie nie ernstig op nie. Maar ons bid dat die Heilige Gees vanaand 'n werk sal kom doen binne ons. En dat ons vir Jesus op die kruis sal sien, dat hy ons harte sal roer. 'n Vlam binne ons sal wakker maak. Om daai liefde van die gekruisigde seun, om dit uit te vat. Uit te vat na die uithoeke van die wêreld toe. Gebruik ons, stuur ons. Bid dit als in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.